Hierdie week op Buiten Buskruit kuier ons in die Weskus van Suid-Afrika. Ons maak 'n draai in Elandsbaai waar ons 'n paar krewe gaan trek. Ons kuier in die pragtige Langebaan strand neer op 'n klein plekkie met die naam van Kraalbaai, waar ons tuis gaan op 'n huisboot. Ons probeer hard om vis te vang, gaan nie so maklik wees nie. Ons maak heerlike krewe gaar op die huisboot en kuier baie lekker saam met die wynboer en natuurlik my goeie vriend Kwagga Belcher. Ek is Antas en ek het groot geword in die Afrika bos. Met 'n mauser teen my sy, my voete in die sand, die biltong in my gas. Ek jag en vang al vis van kleins af. En ek het 'n paar vriende genooi om saam met my te jag en dalk so 'n bietjie vis te vang en hulle stories te deel. Ja, so wat maak jy as Adam Tas jou bel en sê jy moet saam 'n bietjie gaan visvang, 'n bietjie gaan kreef trek? Ek bedoel, daar's net een woord. Jy sê dadelik wanneer. Jy sê ja. Ons is nou hier in Elandsbaai aan die voet van die Bobbejaansberg. En is die opening van die kreefseisoen vir die kommersiële manne. Dis so 'n paar dae voordat ons gewone plebs nou mag kreef trek. Kwagga, jy's 'n wynman, nou gaan jy kreefman wees. Nou, moet altyd ietsie kry om saam die wyn te vat en ek dink kreef is een van die lekker dinge om saam die wyn te geniet. So lekker om hier te wees. Absoluut. Nou, hulle het vir my gesê ons gaan vandag leer by die bestes van die bestes wat kreef uittrek aan betref. Bietjie van die local manne, weet wat ons op die houtbakkies uitgaan. Was jy al op 'n houtbakkie op die see? Nee, nog nie, maar ek het gehoor hy het nogal ritme. So ons sal sien uit om te sien wat gebeur vandag. Ek ons gaan kyk wat maak ons op die nie so diep see op 'n houtbootjie. Ons vat hom. Met ons aankoms in die klein vissersdorpie van Elandsbaai, het ons gereël om vir Pedro Garcia daar te kry. Hy is die man in beheer van al die manne wat kreef trek hier in die Weskus. Ons gaan saam met 'n groot ou hengelaar uit op sy bakkie. Adam het nou oorgeklim op die eerste bakkie, saam met oom Charles op sy bootjie. Ek het nou oorgeklim hierso saam met kaptein Charles Adams op sy boot. Ons gaan nou die opening van die kreefseisoen meemaak vir die kommersiële vissermanne wat kreef trek. Hier in Elandsbaai is pragtig hier onder die skadu van die Bobbejaanskraans. So kom ons kyk of ons die krewe kan kry. Die Weskus kreef staan bekend in die Latynse terme as Jesus lalandi. Dit is baie stadig groeiende dier en daarom is dit baie keer as gevolg van stropery dat hierdie bron onder druk verklaar is. Die vissermanne glo natuurlik anders en daar's baie redes hoekom hulle so glo. Die vissermanne kry swaar hierso want hulle kwotas word geperk. Maar die manne is tog trots op wat hulle doen en dit doen dit al vir donkie jare. Die lewe hier is nie maklik nie, maar tog kan jy in sy oë sien dat hy dit steeds doen omdat hy visvang werklik liefhet. Ek gesels 'n bietjie met Charles op sy skuit oor hoe dit is om 'n visserman in hierdie wêreld te wees. Charles, nou sê vir my, vroeër jare het julle oordentlike kwotas gehad om te kan kreef uithaal. Ja. Wat was dit? 2005, Ja. toen kreeg ik mij recht. Toen kreeg ik 850 kilo. Hij was goed. Ja. Toen kom ik aan tot nu, 139 kilo. En verduidelik vir my wat nou uit die Bosveld uitkom. Kan 'n mens leef op so 'n kwota? Nooit. Nee. Heel jaar kan ik niet leven. Met dat. Ja. Als je snoekie komt, dan zit ik. Moet ik auto's vangen? Met 10 vissen. Wat maak je met 10 vissen? Ja. Je petrol, je aas, je mossel, wat je moet koop. Dit raak 'n spul geld, nee. Ja, 'n Ander vraag. Is dit nog lekker om vis te kan vang? baie Geniet jy lekker. dit nog? Baie lekker. Ja. Ik geniet het. Op de zee. Dis daarom Ik mooi. heb van 12 jaar op de zee. En waar trek jy vandag op Ik ouderdom? trek nu 67. 67. Ik voel nog alles voor weg. Ik voel nog alles voor die zee. Ik heb nog bitter aan die jongmannen. En dat kan ik niet geloven. Dan zei nee, je kan niet zeggen, ik ga weer naar huis. En dan weet ik al en dan doe ik het. Maar Charles, dis 'n wonderlike voorreg om saam met jou op jou boot te kan wees. Ja, dank je. En dat ons bietjie kan kom leer hierso by vissermanne wat hierdie al vir dekades Ja. lank doen. En, Dat zei je. en ek hoop ons kry 'n paar krewe vandag. Je maakt een plan, ik heb een plan, ik hou niet op. Ik hou niet op. Ik ga aan, tot ik niet meer kan. Dan ga ik iets doen. Dis wat ek wil hoor.
water in Elandsbaai is ysig bibberend koud. Ons laat sakkie kreefnette af, trek een vir een uit. Hier en daar kry ons 'n paar krewe. Wat sê? Eerste kreefie. Maar as gevolg van die koue water gaan dit nie te goed nie. Die manne besluit ons moet dieper gaan kyk vir nog groter krewe. En toe kry ons dit. Hier saam met Charles op sy bakkie. Charles, hoekom noem hulle hierdie boutbote bakkies? Omdat die ons klein is. Ja, dan speel hulle. So Hilux is ook 'n bakkie. Nee, nie bakkie. Ons sê hom gewone bakkies met ons taal. Ja, Maar hy's 'n bootjie. 'n bootjie. Ja. Maar hoor hierso, ek sien die krewe kom daarom nou uit. Ja. Hy is gemeet, hy's groot, regte grootte. Wat is jou verwagting van 'n dag soos vandag? Hoeveel kreef dink jy sal jy uitkry? So 'n kraaitjie of 2, so. 'n Kruitjie of 2? Ja, so die kraaitjie so. Okay. Ek gaan moeite maak. Gaan jy moeite maak? Ek is in vir dit. So Adam hulle is besig om lekker krewe uit te trek en ons sit hierso 'n bietjie dieper in die water en kyk so af op hulle. Ek gaan nou hierso saam met manne wat bietjie dieper ingaan, wat 'n bietjie wil gaan visvang vandag. Is oom Torra en oom Gert en Clive hier op hulle boot. En ja, sien uit om vir die eerste keer in my lewe om op 'n houtbakkie te wees. Torka, jy vertel my nou 'n mooi storie van ons het die verkeerde tyd van die jaar eintlik. Vertel ons van die kreef en hulle seisoen, hoe loop hulle? Kyk hierso. Wat ek kan sê, Elandsbaai is 'n kreefparadys. Maar die mense kom doen verkeerde tyd navorsing wat hulle doen. Hulle moet kom sê September, Oktober, Geert, dis die tye wat hulle moet kom. Die tye as hulle kom, dat die kreef siek, die kreef boei, die tye as hulle kom. Daar sit die kreef. Daar kom doen hulle navorsing wat verkeerd is. Nou, as hulle kom, as die kreef siek, as sit die kreef. En met julle lisensie, mag jy aan enige ou verkoop of net aan fabrieke of hoe werk Nee, jy dit? kan dit enige So jy mag aan enige ou verkoop? Ons trek ankers op en vat die pad suidwaarts na Langebaan. Daar gaan ons in die pragtige strandmeer in en ons kom op 'n klein plekkie af met die naam van Kraalbaai. Ons het besluit ons gaan 'n bietjie Langebaan se kant toe. Die manne van Buitenbeskryf het daar vir ons 'n houseboat vir 3 aande geboek en kyk of ons 'n bietjie goede kan vang daarso in Langebaan se lagoon. 117.000 jaar terug het daar 'n dame met 'n nommer 7 grootte voet 'n spoorie gelos en haar naam is Eva. En dit is natuurlik wat jy te sien kan kry hier in die Weskus Nasionale Park, net so aan die kant Kraalbaai. My maat, ek was nog nooit in my lewe in die Weskus Nasionale Park nie. Wat 'n belewing. Eerste was mooi geweest hoor. Ons is nou by Kraalbaai. Ons word bederf deur 3 nagte op 'n huisboot te bly. In die Langebaan. Wat sal mense noem? Is dit 'n meerstrand? 'n Meer, ja. Dit lyk vir my, ek dink is 'n meer. Het jy gesien hoe swem die vis hier? Hoorie. Dit gaan loop. Ek weet nie van jou nie, maar ek het 'n visstok gebring, net so, jy weet. Vir ingeval. Nee, maar ek sal jou dophou en leer uit dit uit en net nou join. Ek hoop ons kry 'n bietjie vis gevang. Ons het nou by die jetty op die boot geklim waar die man ons na die houseboat toe vat. Ons kan al sien hoe die harders hier so by die jetty rondspeel. Ons is nogal verskriklik opgewonde want as hulle so hier rondspeel, dan sal ons bietjie sien hoe byt hulle vanaand.
Ek sien vreeslik hierna uit my matie. Ek dink ek het die rus nodig. Hoe voel jy? Ja, ek is uitgerus om te kom rus. So ek is gereed hoor. Dis reg. Nee, dis nou, hoe gaan jy lekkerder as dit kry nie? Nee, Kyk hoe mooi is dit. Quagga, hoe het jy begin visvang? Wat was die eerste keer dat jy vis gevang het? Kyk, ek het ons groot geword in die verre Noord-Transvaal, daar aan die ander kant die Soutpansberge. Ons het daar van kleins af begin in die plaasdame krippertjies vang en swaan. Maar my oupa het elke jaar het hulle in Januarie, Februarie het hulle Henties Baai toe gegaan. Aha. En toe het ons nou so van ek hier 10 jaar oud was, begin saamgaan, het die neefies en almal begin saamgaan. En ja, dis waar het begin het. Die liefde vir visvang het met die Henties Baai trips begin. Kom ons klim hier so af. Welkom op Nirvana. Hier, kyk nou hoe mooi is dit. Check die plek. Hierso is 'n paar huisbote op anker. En dit is waar ons vir die volgende paar dae sal tuis gaan. Ons bly op 'n pragtige huisboot met die naam van Nirvana. Hier kan 24 mense slaap. Hy weeg 158 ton. Hy's ingerig as 'n dubbelverdieping met 2 kombuise bo en onder. Hier's braaiplekke net waar jy kyk. Hierdie is voorwaar 'n plek waar jy in kan kom met al jou vriende. So maak 'n plan en kom hou 'n verjaarsdag of 'n verloving of wat so 'n koppartytjie jy kan dink aan. Hier op die water naby Kraalbaai. Visvang in die Strandmeer is oor die algemeen, sê die manne vir my, baie maklik. En die eerste aand was toe ook so. Ons kry 'n spul buite. Nou ons het 'n klomp stokke in die water. Ons toets die aas eers bietjie uit, want ons het nou nie 'n local hierso wat ons mooi kan wys nie. Is my eerste keer wat ek ook vang hierso. Een stok in die water met 'n bietjie prawn, ander een het 'n witmossel aan, ander een het chokka aan. Ons het sardienfillets ook op. Maar dit wat ons gebyt het, het groot tande. En al die lyne is af en ons het die stal gehad. Ek gaan vanaand 'n bietjie vroeër slaap, want 4 uur môreoggend dan kom die boot charter om ons uit te vat na die diepwater toe om te kyk of ons ietsie daar kon vang. Maar vir julle ander rede sê mense vir my dat visse in die nag byt. Dis nou 4 uur die môre, ons gaan nou uit. Cheers, Kwag. Moeg. Hoekom is jy moeg, Kwag? Jy het iets gevat vir die stres geslaap. Nee, maar 'n bietjie die houseboat het 'n bietjie gerok gisterand. So, ons gaan uit die lange baan in die see in vanaf die lagoon en hier kom ons manne wat die charter gaan doen. Dit gaan baie lekker. Wat 'n koffie. Willem en Etienne kom live vir ons dou voor dag, 4 uur om baie spesifiek te wees. By die huisboot op hulle charter met die naam van Chasing Tail. Hierdie manne verstaan hierdie waters. Was hy vroegoggend 4 uur, Etienne en Willem van Chasing Tail, die mooi groot boot het nou hier aangekom om ons te vat na die bietjie dieper water toe. Ja, ons is vroeg môre hier so uit saam met Willem Wenzel op Chasing Tail. Dis 'n lekker naam vir 'n boot. Ja, ons ja, ons is sterk. Ons het 'n bietjie kom stertjag op Langebaan Lagoon. So ja, kom ons kyk wat ons kan kry. Hier's bronsies in die water. Hier's lekker groot kabeljou. Die kabeljou se groot is wat kan 'n mens verwag hierso? Ja, jy kan enigiets so 4 kg, 6 kg. As ons gelukkig is, kan jy dalk 20 kg. Uit so. So hier's groot kabeljou Uit hierso. so. Maar kom ons kyk wat lewer dit op dan. Hoe sê die vis is nie vasgemaak. Hulle is hy. Nee, ons sal maar kyk. Okay, so wat ons nou gaan target, ons gaan kabeljou target. Ja. So ons gaan so 2 of 3 groot stokke uitsit. En dan gaan ons, as dit uit is, gaan ons kyk vir stompneuse en steentjies. Dan wil ons die steentjies gebruik vir aas, want obviously die vis in die lagoon is jou beste aas wat jy kan gebruik. Natuurlijk. Maar ons het mossel en alles hier waarmee ons dit gaan vang en sardyn, so ons gaan nou maar toets en kyk wat werk. Kyk Ons wat gaan 'n bietjie chokka ook opsit, so daar is 'n kans dat jy 'n lekker spottie kan optel. Uit so. Of 'n lekker groot haai en dan gaan die game aan wees. Dit spul stokke nou in, party met die pilchards en chokka op vir die groter kabeljoue en visse en dan het ons nou aan die kleiner stokkies uitgesit vir stompneusies en ander klein visies op die bodem met mossel. Die son is nog nie eens uit nie, dis 'n pragtige dag. En ja, kom ons kyk wat ons kan vang. Dit lyk vir my mossel is 'n
is 'n geliefde delikatessen in die lange baan strandmeer. So, ons kry baie buite op die mossel. Die water is lekker, so 20 grade Celsius en die locals sê dit is waar die visse gaan byt, maar hier is ons nou net so voor die son opkom, 'n dik wolkbank wat aankom. Ons hoop nou nie ons gaan nader nie, maar dit lyk asof hier iets verskrikliks aankom. Die manne laai die stokke. Die eerste trek is 'n groot trek, maar ongelukkig mis ons hom. Ons maak 'n paar klein stokkies op en sit klein aasies aan en vang wat hulle noem steentjies. Nou die beste aas wat jy ooit kan gebruik, is die aas wat reeds in die strandmeer is. Ja, ek het 'n klein ouetjie aan hierso, voel op my toe. My fight soos 'n groot hè. Ja, sê. Ja, so die eerste kleintjies het gebyt. Ek dink die rekening is nou oop, so ons moet maar vol maak. So kom ons kyk of ons 'n paar grootes kry. Ons maak die skubbe af, sny 'n paar fillets en bou die mooiste aase en toe is daar 'n tweede trek. Hierdie trek was so hitte of ons te vis aangehaat om huis toe te bring. Al verloor ons nou 'n groot byt. Ons het 'n gevoel dit was 'n kabeljou geweest. Ons het al 'n hele paar klomp klein steenbraadjies gevang. Ons het so 2 terughou om hulle ook 'n bietjie te fillet vir aas. Kwaggie, My vriend. ons het 'n paar klein visies gevang. Ek het 'n stamp gekry op hierdie spinner. Wonder bo wonder. Maar het jy enige raad? Jare terug, toe ontmoet ek vir oom Carolus van Dwarskerksbos. Nou, hy's 'n ou Weskus PH. Een van die water PH's. Water pH. En hy het my 'n triek geleer. Hy het hom so gevat, gaan hy. Dis vis, boys. Dis vis. Dis vis boys. Wat ons nou kyk net hierso vir die merkers. Jy kan sien soos daar's vis wat daar is, maar hy maak 'n drop-off. So ons wil net van daai drop-off waar wil ons lê, sodat ons gaan seker so omtrent 6 meter lê. Ja, want jy wil op daai skynste lê, want dit is waar die vis jag. Ja. Jy sien die groen is die diep water. Die geel is bietjie vlakker, oranje vlakker en die rooi is jou gevaargebied. So dit is waar jy op die sandbank is. So jy wil op daai drop of jy wil eintlik in 'n geel gedeelte gaan lê. Dis die perfekte plek. Stel daar wat hy so afgaan, dit is waar ons lê. Op die skynste. Maar dit was nie vir ons beskore nie. Die weer steek op en daar kom storm na storm in en die wind waai. Ons soek skuiling binne in die boot. Gelukkig is die gemoedere hoog en almal maak 'n paar grappe. Dit begin reën en ons almal staan saam binne in die kajuit. Almal lekker papnat gereën. Ons is so 7 manne wat binne in die kajuit staan en skuil van die reën. Maar hy gaan nou oorwaai. So ons neem nou skuiling hier in die kajuit van die boot, want ewe skielik die 1 millimeter reën wat hulle voorspel het is toe aansienlik meer. Maar ongelukkig het ons die dag gewonde gegee. Anker opgetrek en huiswaarts terug na die huisboot toe. So heeldag op die water in die visvangery maak ou lekker honger en dors. Pragtige 2020 Chenin Blanc van my eie wyne saamgebring van La Bouche Kellers. Saam die gaan ons 'n bietjie paar krewe gaar maak wat ons by die visfabriek gekoop het. 'n Bietjie les om vir Adam mooi te vertel ook presies hoe werk die wynboer. Lyk dit Kwaggie? Mooi my maat. Gooi vir ons 'n wyntjie. Daar sê. So, Cheers meneer. knor, wat drink ons? Daar sê. Lekker Chenin Blanc
wat perfek saam die sawie krewe gaan. Nou die krewe het ons nou op die pot gehad vir so 25 minute in kookwater dat hy lekker rooi is. Ja. Dan gaan ons hom nou hier op die rug in sy stert hierso. Gaan ons hom nou mooi oopsny, daai dermpie uithaal Ja. en lemon lekker garlic bottertjie meng en hom so mooi ingooi, dan gaan ons hom vir 'n rukkie op die kolle sit. Uit so. Dit is sy. Kwagga, jy's betrokke by die Wine Farmer. Yes. Wat doen julle daar? So die Wine Farmer het ons begin hier in 2020 wat ons begin het met 9 boere wat bymekaar gekom het en die manne van SAI ons gehelp het ons eie aanlyn platform gemaak wat jy direk by die boer kan koop want ons het agtergekom dat jy weet baie ouens in die platteland koop nie bokse wyn direk by die boere nie omdat die vervoerkostes verskriklik duur was en dit was vir ons verskriklik snaaks dat dit uit die Kaap uit letterlik duurder was om wyn Bloemfontein toe te stuur as Johannesburg toe. Ja. So toe het ons die waardeketting korter gemaak. Ons het na verskeie ouens toe gegaan wat distribusie doen en 'n baie goeie prys vir die boere bymekaar gesit en ons is nou al so 22 plase. So ons gaan nou hier oopmaak Okay. en dan ons daai mensie, dan gaan ek net daai dermpie soek. Dit is eintlik baie makliker met die eetslag om hom ook uit te haal. Ja. Mooi kreefies hier uit die Weskus uit, man. Ja, die seisoen is mos nou weer oop. En 'n ou mag as jy jou permit het, mag jy nou per persoon 4 uithaal. Ons begin ons so 'n week na die kommersiële ouens. Ja, ons gee hulle daarom ook 'n kans. Ja. Nou Kwagga, hierdie triek wat ek nou hier gaan doen is filo deeg wat jy net seker reepies sny. En verkies ek moet jy maar eers jou plank bietjie meel gooi. En dan vleg jy hom binne in 'n stukkie spek in. Okay. En dan gaan ons hom verf met van hierdie eier en dan gaan ons hom net so in die oond druk. Glo my, hierdie is een van die lekkerste voorhappies wat jy in jou lewe al gehad het. Hoe lank sit jy hom in die oond? Man, so 25-30 minute net dat hy mooi goudbruin raak en die filo sy ding doen en natuurlik die spek mooi gaar is. So jy vleg hom net so. Yes. Maak ons 10 van hulle en Dis soos 'n koeksuster. dan vat soos 'n koeksuster. Dan vat ons nou maar as jy nou 'n kwassie gehad het, so dit nou great geweest, maar ek het nou nie 'n kwassie hier so nie, so ons gaan hom sommer so indip. Sy. So dan maak jy nou so en dan 20-25 minute in die oond. En natuurlik sit vir jou lekker homp camembert saam in die oond dat hy sag word en daarin gaan jy hom nou lekker dip. En dit behoort heerlik te wees. Dit lyk belovend. Kom ons maak hier Ja, sy. met hulle vuur toe. Laat ten. Kwaggie, hierdie lyk voorwaar baie lekker. Maar ek wil eers hê jy moet hier invaar in hierdie want dis 'n voorhappie. Druk ons sommer daar in die camembert kaas in en dan kyk ons wat maak hy. Nou vat vir jou sterkie hierso. En dan maak jy hom ook Dankie, eet hom Kwag. lekker saam. Die wyntjie. Jy sê hy loop met 'n wyntjie. Gemaak vir mekaar. Hoe lekker is dit? Ja, maar die seisoen kan nie heel jaar oop wees nie, want dit is nou regtig lekker. Nou Kwag. As min dinge so lekker soos om op huisboot te wees, heerlike seekos te eet uit die Weskus uit. En die lyne is in die water, maar ons het 'n bietjie gesukkel. Sover is dit maar ons het nat gereën op daai boot, die weer was verskriklik sleg. Maar ons het 'n paar goeie buite in die nagte gehad sover. So kom ons hoop nou duim vas dat ons iets moois kan uittrek. Ja, ek sien uit. As ons laaste dag op die water met 'n lekker stuk chokka aan die hoek wat op die grond lê. Ons sit hom nie met 'n floutie op nie. As jy soos is nou hier om die houseboat. Vir my sardine en 'n bietjie chokka aan.
En gisterand het hulle ons lyne die hele tyd afgebyt. Hulle sê die chats, die elwe sny die lyne af. So ons het nou lekker stal leads op en ja, hier om die huis 'n bietjie kyk of ons 'n paar grootes kan uittrek. Die katrol sing. Dit was iets verskriklik swaars geweest. Ons moes die brieke 'n bietjie stywer draai want die katrol het aanhou hardloop. Was sy kwaggie? Ja, sê. Ek het nog gedink as die son sak gaan dit begin. En toe begin dit vroeër vandag, né? Ja. Jo. hy werk 'n bietjie hier aan die skouer en die fiksheid te sien waar dit moet wees hier. So hy is nogal swaar, maar hy beklei nie hard nie. Slow and steady jou kwagga, slow and steady, ons gaan hom inkry. Is op. Glo definitief dit was 'n haai geweest. Ja, ons kon hom net nie land op die boot nie. Die lyn het mooi by die strop afgebreek. Hy was swaar. So, ons kyk maar. Ons riek maar net weer en ons draai weer. Ons gooi weer presies dieselfde chokka en hoeke dieper in. Nou hier op die huisboot is dit altyd lekker want jy kan die hele tyd vis vang. Ons het gisterand 'n grosvisse verloor. Groot rans die hele tyd wat hulle stokke vat. Wat ek gedink het is kabeljou, maar die manne sê vir my dit is nie. Dit is heel waarskynlik groot elwe of shads wat hier in die meer is, so sê hulle. So ons het 'n bietjie oorgegaan na stal toe om te kyk dat hulle dalk nie ons lyne so verskriklik afbyt nie, want die stal kan hy nie afbyt nie. So as ek 'n tyd, het begin laatmiddag raak in die Kaap word ons laat donker, so kom ek kyk of ek ietsie kan kry. So nou byt op die lyn gekry. Dis nie iets wat baie kop stamp nie. So ek het geen idee nie, is dalk 'n haaitjie, sandhaai of 'n ding. Maar hy voel lekker, moet sê hy voel lekker. Die nylon lyn gee natuurlik nie soos breid of gee mee waar breid nou glad nie meegee nie. Ja man. Wat sê? Ag, 'n pragtige ou haaitjie. En hy het gebyt hierso op 'n stuk chokka wat ons opgesit het. En ja, dis pragtig. Natuurlik hier in die lagoon is daar 'n reuse bronshaie wat die manne vir ons sê tot 200 kg kan weeg hierso. So dis baie mooi, groot haie. En natuurlik 'n teken van 'n ekosisteem wat baie gesond is. Die laaste aand se sonsak gaan ek en Kwagga nou lekker geniet. Ek het 'n spesiale liedjie geskryf vir my vriende by Saai. En ek dink is tyd dat ons hom vir julle doen. Nou Kwagga, ek is baie bly 'n wynmaker het saamgekom, maar hoeveel ons daarom nou maar minder te betaal vir 'n wyntjie, jy weet? Cheers. Nou sê vir my, met die wynboer en waarmee jy alles besig is, die fokus lê seker nie net op die wyne nie, maar seker op die mense daar agter, jy weet? Die familieboere. So al die wyne, al die 22 plase wat heidaglik op die webtuiste is almal familieboerderye. Jy weet, dis van hulle is tot 7 generasies wat al in die wynbedryf is op die spesifieke plaas ook. En dan is daar ook bietjie jonger wynplase wat ons baie opgewonde maak want dit is nie maklik om in die bedryf in te kom. Ek meen jy kan jou bemarking so goed hê en jy kan 'n produk hê, maar dit is tog altyd 'n luxury produk wat jy probeer verkoop buite en wanneer dit 'n bietjie rof gaan, jy weet wat baie mense bietjie swaar trek. Ja. Kan jy duidelik sien dis iets waarop hulle eerste sny is mos nou die luxuries. Ja. So 'n ou moet nou buite die boks begin dink en Letterlik letterlik buite die boks. Ons is daarom nog geseënd. Mense ondersteun ons regtig baie mooi. Ja. En ja, lekker. Ons het nooit gedink dit sal so mooi wegspring nie, maar ons is baie dankbaar. Fantasties. Nou ek het so rukkie terug vir my vriende van Saai het Dr. die Jager vir my 'n storie vertel van ek weet nie of jy onthou nie waar hulle al hierdie bokse gestuur het na die boervrouens toe. Yes. 'n Boks vir 'n boervrou en die een boks het by 'n tannie uitgekom en dit was blykbaar haar verjaarsdag. En haar man het nie geld gehad om vir haar persente te koop nie want die droogte het vir hulle verpletter. En toe sy daai boks oopmaak, dis 'n paar seepies en lekker ryk goedjies in en ook 'n stringetjie pers. En toe dog ek wil 'n liedjie skryf oor daai storie. En hierdie liedjie se naam is Saai.
As die skilpad berg oploop en die reisspiere vlieg en as die kalvers buig naar knoop en die veerman op olie. Ja, dan zei ek vir jou land, wat John Deere trekkers staan, families en lavendel, silo's vol met graan. Ek stuur vir jou 'n brief, vol seën op my broer, en ek saai vir jou gebede, in die voetspoor van 'n boer. Mag jy skaam kry oor al jou vetbees, mag jou reënmeter kort 2 duim wees. Ja, ek stuur vir jou 'n brief, vol seën op my broer, en ek saai vir jou gebede, in die voetspoor van 'n boer. Pragtig, man. Jy moet dit sê. Pragtig. Dis my vraag. Daar sê, cheers meneer. Ons gaan 'n paar naglyne ook nou ingooi om te sien of waar vanaand 'n bietjie iets byt. Op die huisboot het ons die geleentheid om natuurlik die hele tyd op die water te wees. Alle stokke wat ons het word uitgesit. Lyne word mooi gemaak en so hier en daar kry ons toe 'n pikkie en toe byt 'n paar haie. Die stok se katrol sing. Daar roer die lyn, dit is een van die mooiste geluide as daai katrol begin hardloop. Ja, ons gaan nou sien wat daar uitkom. Adam is eerste op die stok. Kom ons kyk of hy hom kant toe kan bring. Aan die ander kant van hierdie lyn is daar 'n haai. 'n Haai veg nie soos 'n gewone vis nie. 'n Gewone kabeljou sal kop stamp en jy sal voel daar's tappies op die lyn soos hulle in Engels sou gesê. 'n Haai is meer soos 'n sak. Ek trek vir hom stadig in want ons is hier met klein gery, nie reg vir groot haai hengel. Maar tog is dit 'n lekker geveg en almal op die boot is in 'n goeie gemoed. Ons het 2 mooi sandhaie gevang en hulle baie mooi weer terug in die water gesit.